Goeiedag vriende, dit is vir my so groot voorreg om saam met Nardus vandag hierdie karakter uitvloei van ons karakterreeks met 5 boek, waar ons spesifiek kyk na karakters van herstel, nee, is ek reg? Ja, nee, Jay, ons is baie opgewonde en dit is lekker om hierdie geleentheid te hê om bietjie hieroor te kan praat en bietjie met mense te kan deel en ek is sommer net opgewonde oor die gesprek. Dankie vir die geleentheid. Dit is regtig lekker. Ons gesels vandag oor die karakter Josef en Josef is een van die mees volledige ontwikkelde karakters, baie is oor hom geskryf in die Ou Testament en ons weet ook sy verhaalstrek van Genesis 37 al die pad tot Genesis 50, né? 'n prominente karakter en dit wys hoe God 'n jong, onvolwasse seun vorm tot 'n wyse staatsman en ook 'n geloofsleier wat ons later ook van weet. Nardus, as jy dalk vir ons so 'n bietjie kan vertel, waar kom hy vandaan? Wat is die agtergrond van hierdie man? Jy kom van sy pa en sy ma af. Maar dit is 'n belangrike ding om te verstaan van sy verhaal is ek dink ons praat baie keer in die kerk van aardsvaders en hierdie groot woorde en so aan. So dalk net om so 'n bietjie iets daarvan te verduidelik. Nou Abraham is wat ons nou eerstens noem ons groot aardsvader, né? Dis eintlik die ou met wie God hierdie belofte gemaak het om te sê ek gaan jou kies en jy gaan hierdie volk gaan deur jou, jy gaan hierdie groot nasie hê maar dit gaan my volk wees. En later sien ons hulle as die Israeliete en dit is 'n belangrike ding om te verstaan. So Abraham het natuurlik daar by Genesis 12 begin het en God roep hom en hy maak hierdie woord wat ons gebruik verbond, hierdie belofte aan hom en dan op die einde van die dag is daar 'n klomp goed wat daar uitspeel, waar God hom eintlik toets met sy eerste seun Isak, waar hy eers gaan lees lekker daai hele Genesis verhaal, dit is eintlik fantasties. En op die einde van die dag word Isak ook 'n prominente figuur, belangrike figuur met sy 2 seuns Jakob en Esau en daar gebeur weer 'n klomp goeters waar God betrokke is en mense maar aanjaag en mense is. En op die einde van die dag is dit belangrik om te verstaan dat Jakob, wat sy naam voorheen bedrieër beteken, nee, vir Jakob beteken bedrieër, skeengryper is 'n snaakse woord vir ons eintlik, het God met hom gestoei en in sy hele journey het hy 12 kinders gehad en toe hy nou terug is op pad weer na die beloofde land, of eintlik na sy pa se land toe, wat later ook 'n belangrike plek raak, het hy met God gestoei en sy naam verander toe na Israel toe. En ons ken natuurlik die Ou Testament as hierdie Israeliete. Nou Josef is natuurlik Jakob, of dan nou Israel, sy gunsteling seun. En gaan lees die storie, daar is 'n belangrike rede. Storie, nee? Daar is 'n belangrike rede hoekom, weer eens met vrouens en 'n klomp goeders te doen en harde werk. So, maar belangrik om te verstaan, Josef is hierdie geliefde seun, wat uit hierdie aardsvader, ek wil amper sê, legacy uitkom, waar God gesê het, ek kies en ek gaan met julle pad stap. En Josef word deel van hierdie pad met wie God hierdie stap, soos journey. Jy het toch al gesê, sy pa en sy ma, hy kom van sy pa en sy ma af, en dankie vir die agtergrond wat jy skets. Sy pa en sy ma is dan nou juis Jakob en Rachel, né? Ja. En sy was sy pa se gunsteling, ons weet so 'n bietjie van 'n wit broodjie, en hy ontvang die veelkleurige kleed, wat ons baie kere in kinderbybel nogal redelik kry, van hierdie klomp klere, wat hy natuurlik aantrek, as teken van voorkeur, né? Ja. Dat sy pa ek wil amper weer vra, hoekom, Joe, want ek dink dit is belangrik, dat ons net weet, hoekom is hy nou lyk hy mooier, wat is die rede? Ek weet nie, ek dink persoonlik, hy is absoluut geroep, hy is geroep, en aan die een kant, ek dink dit gaan daaroor, hy het 'n besondere plek in die gesin, en hierdie voorkeur wek ook 'n stuk jaloesie, maar dit is dat God deur hom eintlik iets nuut kom bring. Hierdie kind is anders, hierdie kind is totaal anderste, hy dink anderste, hy is die dromer, hy is die een wat moontlikhede raak sien. Nou die dag se podcast ook, is regtig leierskap, is iemand wat sien, of verder sien, wat ander nie sien nie. En ek dink dat God juis die storie verder wil skryf deur mense wat droom, mense wat toekomsgerig is, mense wat geroep is om juist dit te kom vul. Ek dink 'n belangrike ding tog net ook om te verstaan is, hy is ook die eerste seun van, ek noem maar altyd Racheltjie, van Rachel, né? Ja. So Jakob het 14 jaar gewerk vir Laban, voordat hy met haar op 'n vandag kon trou. Sure. En daar's 'n bietjie bedrieg stories binne in dit. So hy is haar eerste seun, en ek dink daar's so iets van
dit wat hy dalk ook kwaad was vir Laban met die ander broers, en dit bring spanning, soos wat ons nou weet, en as jy die storie gaan lees. So nee, dit is fantasties om te verstaan en te kan sien. Is hierdie geliefde seun, kom ook uit 'n mens se hart, en tog kom God en hy stap daai pad saam met hierdie mens en saam met hierdie ek kan nou sê die seun wat nou al hierdie drome en beloftes bring en al hierdie goeders wat jy sê, so saam met dit. Wat dan vir my so mooi is die wete dat God gebroke mense gebruik. Yes. En hoeveel kere gebeur dit uit verhale met foute en gebrokenheid en goed wat uit plek uit is, en God gebruik steeds mense, nê? In hierdie verhaal is dit ook so. Dit is 'n baie bekende verhaal wat ons ken, maar wat met baie agtergrond en baie intrigue is. Ook maar werk, né? Baie foute saam. Ons sal dit vandag dalk noem foute. Dis die mense wat aanjaag. Ja. So in uitdagings, daar was baie uitdagings op die pad, en steeds kies God mense om sy geloofstorie en die storie saam met ons verder te skryf, né? En wat ons vandag natuurlik ook kan lees. En Josef ontvang hierdie drome van God, wat sy toekomstige rol ook sal aandui, en daai drome het gemaak dat sy broers ook verskriklik jaloers is. Hy vertel die drome openlik aan sy familie, dat sy broers voor hom gaan buig, en soos wat ons ook weet, sy ouers sal ook sy gesag erken, en hoewel hierdie drome van God kom, openbaar Josef dit sonder die nodige wysheid en nederigheid. So aan die een kant kan dit ook gesê word, dat hy was toch al redelik openlik oor dit wat hy van die Here ontvang het. Hy het 10 geweet as jy weet broodjie. Ja. Hy het dit ervaar, né? Dit is weer eens menslik, kind wat so groot word. En ek dink daar is spanning dan in so 'n familie. Ek meen 12 seuns is baie kinders. En dan kan daar redelike spanning ook wees binne in dit. Ja, en hierdie nederigheid ook, daarmee saam ons nou dag ook vir mekaar gesê dat nederigheid beteken juis nie om minder van jouself te dink nie, maar is minder om aan jouself te dink. En ek dink iets daarvan, ek dink sy broers het nogal jaloers geword omrede hy so openlik gepraat het oor wie hy is, en dat hulle voor hom gaan buig, jy weet, en hierdie uit hierdie metafoor en uit hierdie beeld wat hy ontvang het. Josef is natuurlik die lydende slaaf, later van tyd word hy deur sy broers verkoop. Ek meen, ons weet die verhaal ook daarso, word Josef as 'n slaaf in Egipte ingeneem. Hier sien ons 'n merkwaardige verandering. Hy raak nie bitter nie. Hy's eintlik 'n hero tot zero in letterlik 'n paar sekondes. In hierdie put word hy gegooi en later verkoop. En hoe dink jy sou hy gevoel het? Ja, sy reaksie weer eens spreek nie eintlik van 'n normale mens amper, as ek nou so kan sê nie. Ek dink daar moes maar verseker sleg gevoelens wees teenoor sy broers. Jy sien dit ook later in die verhaal, en ek glo ons gaan nou ook bietjie daarby kom oor hoe hy moes gereageer het toe hulle weer face op die einde van die dag. Ja. En daar spreek iets van 'n radikale groei wat plaasgevind het uit hierdie gebeurtenis uit. As jy nou sy verhaal kyk van hierdie ou wat eintlik so maklik praat voor almal, en nou later ook met wysheid en insig optree. So daai gevoelens dink ek het op die einde van die dag ook iets goed uitgekweek. Ons het nou die dag ook bietjie daai gesprek gehad van God wat goeders ten goeie laat meewerk is. Ons verstaan dit partykeer dink ek so blaatant, en ons wil dit amper so interpreteer soos om te sê dit gaan nou goed gaan met my. Maar is die gebrokenheid van die wêreld, kom God en vat daai situasie en kom leer tog vir ons iets uit dit, en kom transformeer iets in dit wat later iets fantasties en moois word. En ek dink dit is deel van wat daar beleef word, en die groei wat dan natuurlik daar plaasvind. Die wonderlike, en ek dink daai teks wat jy nou net aangehaal het, dink ek gaan baie meer oor die feit dat God met ons is, nê? Nie so seer die omstandighede nie. In ons omstandighede is God met ons. Yes. Ons koppel dit baie keer, soos jy sê, aan ons omstandighede wat net radikaal gaan verander. Soms gaan daai omstandighede nie verander nie. Ja. Maar een ding weet ons, dat God met ons is. Yes. En dat dit vir ons 'n stuk vryheid en 'n stuk vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. So iets van Filippense 4, wat ons daar kan ervaar, wat oor ons harte en ons gedagtes die wag hou, al is my omstandighede dalk nie anders nie. Ja, dis radikaal, en ek dink in sy verhaal verder sien ons daai groeigeleentheid wat hy hier beleef het, het gemaak dat hy, ek dink, ook kan reageer met integriteit, met 'n klomp goeders wat ons ook sien. Ja. Later van tyd weet ons dat Josef, die man, is eintlik hy's 'n man van integriteit, nê? Potifar se vrou kom verlei hom. So waarskynlik moes hy ook iemand wat sag op die oog was. Ja. Hy was dalk charismaties geweest, en
en natuurlik Potifar se vrou en hy sê toe, hoe kan ek dan so groot sonde doen teen God? Vir Josef gaan dit nie bloot oor moraliteit nie, maar eintlik oor sy verhouding met God. Hy kies eintlik om teen dit, wat die wêreld eintlik vandag eintlik kom sê is, ek dink daai drange het hy nie gehoor gegee daaraan nie, en eerder gesê, maar ek wil voor God alleen staan, né? Yes. Dit is 'n mooi verhaal, né? Pragtig. En hy kies eintlik gehoorsaamheid bo sy eie gemak en bo sy eie, ek wil dit nou maar sê, voor sy eie bevrediging. Hy kies God se gehoorsaamheid bo dit alles, en dit wys vir ons die hele ding rondom selfbeheersing, né? Ja. Wat ek dink deel van ons lewe ook moet wees. Dan word hy natuurlik die gevangene, né? So van die put na slaaf, toe word hy opgewerk, hy word die gevangene en hy word vals beskuldig en beland in hierdie tronk, né? Jy weet mos nou die hele gedeelte, en selfs daar dien hy ander. Dit is my so mooi daai verhaal. Hy's 'n dienende persoon. Aan die een kant nou daai wat hy vir sy broers, die jaloesie, maar steeds in die plek waar hy is. Dit laat my nogal baie dink aan 'n Paulus verhaal ook, nê. Paulus en Silas wat ook in die tronk eintlik die Here se naam groot maak en hulle dien en hulle, jy weet presies dit wat daar gebeur het, is iets van Josef verhaal, is 'n verhaal ook, nê, van maak nie saak waar ons is nie, ons dien die Here. Ja, hy's ek wil maar sê 'n positiewe ouetjie, om te kan positief bly in moeilike omstandighede en op die einde van die dag waar hy op God vertrou. Ook in hierdie verhale gebeur daar natuurlik al hierdie goeters. So selfs in sy gevangenis kan hy, soos jy sê, gaan dit eintlik oor na nie ek sit net daar nie, ek doen iets selfs in hierdie posisie waar ek nou geplaas is of waar ek myself bevind, regverdig of onregverdig, wat nogals radikaal is. Kies hy om te dien in daai omstandighede, soos jy sê. En hy's ook volharding. Ek dink is een van die mees, ek dink by myself as ek nou dink oor sy verhaal en ek dink wat ek moes deurgemaak het as ek in sy skoene was. Volharding is een van die dinge, een van die karaktergoed wat baie sterk na vore kom. En dan die ander ding wat ek dink ons Suid-Afrikaners nogal het, is veerkragtigheid. Yes. So dis letterlik daai veerkragtigheid om maak 'n plan. Nee, hy maak 'n plan en hy's positief, soos wat jy sê ook, daai groot stuk positiwiteit. En jy weet self ook, dis lekker om omring te wees met positiewe mense, nê. Ons word baie keer omring met 'n klomp slegte goed in hierdie wêreld en ons het weet dat die slegte goed kom al van die Bybelse tyd en voor dit. Ek meen hierdie is 'n verhaal wat juist daarin uitspeel. Maar dan aan die ander kant is dit ook dan die positiwiteit wat deel daarvan moet wees, is dat ons kies en is lekker om, ek dink dit sou lekker wees om, jy weet, onsself met Josef te kan, jy weet, te kan vereenselwig en saam met hom eerder wil koffie drink, jy weet, want ek dink is 'n ou wat positief is, né? Ja. Ek dink ek kan baie leer by hom. Ja. En dan is hy hierdie wyse leier, die Farao se drome word uitgelê en Josef gee eintlik die eer aan God. Ons weet wat daar gebeur. Hy sê dit is nie ek nie, maar dit is God sal antwoord. Dit is vir my elke keer so mooi hoe hy nou hierdie koningskap kry en aan die ander kant hy sê nog steeds hy gee God die eer. Die jong man wat eens oor homself gepraat het, praat nou oor God. So daar het ook 'n omdraai gekom, nê, van nederigheid en ook wysheid wat later van tyd gekom het en 'n stuk kalmte. Ja, so dis 'n mooi verandering wat daar plaasvind. Ja. Josef is die een wat vergewe en ek dink dis die baie groot tema deur sy hele verhaal, is die hele ding rondom vergifnis. Deel van sy hoogtepunt is hierdie karakterontwikkeling wat plaasgevind het en waar sy broers voor hom kom staan. En hy het die mag om wraak te neem. Hy het die mag om te sê dood met julle. Ja, sure. En wat kies hy? Soos ek nou op 'n manier gesê, daai transformasie wat plaasvind van hierdie gevoel teenoor hierdie broers, tree hy so met wysheid en nederigheid op en ook liefde, nee, hierdie radikale ding, en dit gebeur net wanneer hy op daai punt is van 'n totale vergifnis. Ek dink altyd as ek met mense op pad stap en hulle vra vir my, maar hoe weet ek het vergewe? Ek dink is een van die eenvoudigste goed om partykeer te kan sê wanneer jy op 'n punt kom om vir iemand te kan sê mag dit goed gaan in jou lewe van hier af vorentoe. Verseker. Nie om saam te stem en te vergeet van alles wat gebeur en so aan nie. Ek dink in sy verhaal sien jy dit baie mooi. Hy vergeet nie. Hy is deeglik bewus van wat gebeur het in die verlede. Inteendeel hy reageer ook daarop. Maar hy reageer ook op so 'n manier want hy wil hê dit moet goed gaan met hulle.
En dan soos wat hulle dan ingenooi word hier in Egipte en op die einde van die dag in die volk later floreer daar, ja, dan kan ons nou natuurlik sien dat die Egiptenare later vir hulle bang raak as gevolg daarvan en dan lees ons Exodus. Maar hierdie vergifnis sê ook, maar ek wil hê dit moet goed gaan met julle. Ek wil eintlik hê dit moet herstel plaasvind. Wat eintlik vir my baie mooi ding is. Dit is vir my regtig so mooi om dit te hoor. So ons kan, en ek dink ons moet ook vir almal wat luister ook sê dat dinge gaan met ons gebeur en mense gaan baie keer teen ons optree en keuses maak, maar ons moet vergewe. Dit lê by ons, aan ons kant. Dit is 'n proses natuurlik. En vir baie mense is dit vinnig, vir ander mense is dit baie langer. Maar dit is vir my so mooi wat jy sê dat ons kan nooit vergeet nie. Ek dink die hele lied van vergeet en vergewe, dit kan nie. Dit help ons glad nie. Want op die einde van die dag is dit 'n ding van jy gaan onthou, maar dan moet ons onthou om dan te vergewe, nê? So elke keer wanneer ons wel onthou wanneer iemand iets slegs teenoor my gedoen het, moet ek onthou om weer te vergewe, om weer vry te spreek, sodat ek self kan vry word en voluit kan leef. En daarin sien ons eintlik dat hierdie genade, die emosionele volwassenheid van hierdie Josef, wat eers deur 'n klomp dinge moes gegaan het, en geestelike onderskeiding, om regtig eers by God te gaan hoor wat hy moet doen in hierdie verhaal. En ek dink, iets van sy karaktervorming, as ons net praat oor 'n jong Josef. Jong Josef was verwaand. Nardus, wat was 'n volwasse aan die een kant verwaandheid? Ja, maar dan ek dink beweeg hy oor na hierdie nederigheid om te kan sê maar ek is okay met wie ek is. Ek het myself gevind en ons sien dit in sy verhaal gevind in God. Wat my ook geroep het en ek gebruik word ten spyte van my omstandighede en ek het so 'n bietjie nou meer sekerheid oor wie ek is ook. So daai emosionele volwassenheid om ook te weet wat is my tekorte en wat is dit wat ek geleer het van hierdie lewe en hoe het hierdie lewe my eintlik gevorm vir wie ek vandag is. En dan aan die ander kant is hy was in een oomblik selfgerig, nê? En wat word hy later? Hy word natuurlik godgerig. So daai transformasie wat plaasvind sien ons verduidelik, is pragtig. Hy word 'n dromer. Dan word hy 'n leier. Dit is so mooi, né? Dit is om te dink hierdie man drome het, hy word 'n leier. Hy droom steeds. Ek wil net sê leier beteken ek droom nie. Inteendeel, 'n leier is juis iemand wat droom, maar nie oor myself nie. Nie oor die ek wat nou hierdie ding gaan konker en dit wat my gebeur nie. Dis die transformasie van ek's 'n leier vir gemeenskap en vir eintlik 'n hele volk wat ek kom red. Dis radikaal. So hy sit nou eintlik met sy hele lyf in die botter by sy pa. Hy is eintlik so bevoorreg. En later van oomblik, wat gebeur later van tyd? Dan word hy beproef in daai omstandighede, verloor alles. En hy ontvang dit weer later daar in Egipte, né? Is hy nou die een wat eintlik bevoorreg is, weer bevoorreg is. En ek dink daai die karakterontwikkeling met mooi plaasgevind oor hy hanteer dit anders. Hy is op 'n tyd as jong man baie onvolwasse, né? En hy word later van tyd deur al hierdie goed gevat. Na watter plek toe? Sien ons hy is wys. Hy is wys, nee. Hy tree wys op en dan is die hele gedagte, die afhanklikheid van sy pa se guns word dan later van tyd ook 'n afhanklikheid van God. En sy genade, En sy genade en sy liefde en ek dink Josef is 'n man wat deur God gevorm is van 'n selfversekerde jong dromer tot 'n nederige en 'n wyse, 'n genadige leier. En wat God se hand self in sy grootste lyding kon raak sien. En hierdie is 'n wonderlike verhaal, nê? 'n wonderlike karakter. Ons kan baie leer, Joe. En ons, ek dink op baie aspekte van sy verhaal kan ons soms selfs bietjie vereenselwig en ons eie verhaal ook in dit insien. Ek dink ons moet altyd direk so daar dinge kyk dat die een sal uitloop op die ander nie. Dis daai ding van God met ons. Dis nie wat dit beteken nie. Elkeen van ons stap hierdie journey, maar ons word ook bemoedig in dit en ons leer saam met mekaar in dit. So as daar een ding is wat jy van Josef vir jou eie lewe op toepassing sal maak, wat sal dit wees? So, dit is 'n groot vraag om te sê nou hierdie een ding. Ek dink daar's baie. Maar vir my persoonlik, Joe, ek dink is dit die konsep van transformasie. Om tog te kan sien maar wie ek op 'n tyd was en wie God my roep om te wees is twee verskillende goed. Die manier wat ek met mense werk, die manier wat ek deur die lewe gaan wat vir my belangrik is. Al hierdie tipe van goeders. Ek dink daai transformasie in verhouding met God
waar daai transformasie plaasvind. Ek dink die verhaal help my weer om te sê nou dis jy moet aandag gee daaraan. Jy moet regtig ook op daai pad saam met die Here gaan stap om te sê maar hoe wil God my vorm, daai pottebakker en klei konsep amper, hoe wil God my vorm om die mens te wees waarvoor my roep in 'n samelewing waar dit nodig is. En dit is nooit, jy's nooit te oud nie, nee. Nee, So, dis verseker. so baie keer dan stop ons ergens in ons lewenspad en om aan te hou bly nuuskierig wees, aan te hou bly Sure. oop wees, aan te hou bly wees om te sê maar ek leer, ek wil regtig hoor en iets van waarmee ons met die gemeente tans op die oomblik mee besig is baie sterk om te luister, diep te luister Ja. na mense se stories. Yes. En iets van my eie verhaal ook dink ek is dit om lig te reis. Dit voel vir my Josef kies om lig te leef. Sure. En om lig om te gaan met mense. Saam met dit ook die vergifnis, die vryspraak, die losmaking van die dinge wat ons terughou om voluit te kan leef. So dit was my voorreg om saam met jou te kon kuier oor hierdie karakter en lekker saam met Josef op pad te wees. Ek is baie opgewonde en ek hoop ons leer saam met mekaar en mag dit ook vir ons vrug dra in die pad vorentoe. Ons verhouding met die Here vorm en ook in dit leef. So. Ja. Dankie kollega, dit was lekker saam met jou en ek hoop dat dit vir elke luisteraar ook iets beteken het en so iets van hierdie verhaal en mag ons verder ook op reis wees met Josef en sy karakter. Dankie. Awesome.